Goeienaand, liewe vriende en familie in Jesus Christus. Ek wil net gou vir julle sê, my vrou sê vir my, trek net iets anders aan, trek net 'n ander tipe hemp aan, want die mense gaan dink jy het net een hemp. Maar ek het baie van hierdie hemde, so ek is nie altyd by dieselfde hempie so nie. Baie goeienaand, julle baie welkom. Ek wil vanaand vir ons kyk in Romeine. Kom ons bespreek so 'n paar verse uit Romeine. Ons begin sommer by Romeine 10, Romeine 10 vers 8. Dit is waar God vir ons leer hoe om te lewe, hoe om ons Christelike lewe uit te leef, hoe om dit in die openbaar te lewe, sodat ons reg en ons regverdigheid na vore kan kom, sodat ons dit in die publiek kan wys, dat ons anders is, dat ons verhewe is, nie hoogmoedig is nie, maar dat ons anders is, dat ons heilig is, want ons het die Heilige Gees in ons. Kom ons kyk gou hier na 'n paar verse. Hierso staan in Romeine 10 van vers 8 af. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, waar die Heilige Gees natuurlik woon, hè? Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As ons nie geglo het nie, sal ons dit nie gedoen het nie. Maar ons is so oortuig in geloof, dat hierdie woord die waarheid is. Dat dit uit ons uitborrel soos 'n fontein. Daarom verkondig ons dit uit die geloof. As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons staan net gou oomblik stil daar. Ek het nie nodig om die buurman se gras te gaan sny, of sy kar te gaan was, of allerlei goeie goedjies te doen, om gered te word nie. Nee, ek het nie nodig, kom ek stel het so, ek gaan nie verwerp word, as ek nie my 10de betaal nie, elke maand stiptelik. Nee, hier staan, as jy gered wil word, moet jy glo. Geloof is wat jou red. Jesus het gesê, uit die geloof is jy gered. Hy het vir die vrou wat aan hom geraak het, jou geloof het jou gered. Geloof red ons. Jesus maak ons vry van sonde, maar ons word gered deur die geloof. Goed, ons gaan aan. As jy hom uit die dode opgewek het, jy sal gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Jy sê, ek glo in Jesus Christus, die Seun van die heilige almagtige God. Dit is belydenis tot redding, want ek sê dit wat jy, soos Jesus gespreek het, en dinge het gebeur, so omdat hy in ons is, deur sy Gees, het hy vir ons daardie mag gegee, sê, en dit sal so wees, hy sê, met die mond bely tot ons redding, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, weer 'n keer, glo, sal nie beskaamd word nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here is tog Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hier word 'n paar keer verwys hierso na redding deur geloof. Glo in God, aanvaar God, lewe vir God, bely God, en jy sal gered word. Nie met goeie werke, nie met goeie dinge wat jy doen nie. Nee, dit is deur geloof wat ons gered word. Ons gaan verder, ons kyk verder daarna Romeine 12. Wat sê Romeine 12 vir ons? Romeine 12 vers 1 tot 2. Goed, nou het ons bely, ons weet nou God is in ons, ons bely, ons is gered, ons glo in God, ons het die geloof tot redding. Dan sê hy verder vir ons, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevalle offer. Reg. Nou het ons Jesus aangeneem, ons glo in God, ons is vrygemaak, ons word gered deur ons geloof. Maar weet jy wat, as jy die pad wil loop,
dan moet jy ook jou liggaam red. Jy kan dit self doen. Jou God red jou siel, maar jy moet jou lewe lei, sodat die spore wat jy los, die spore van bekering is. Hy sê daar in die Bybel, ons moet die vrugte van bekering dra. Goed, dit is soos om 'n spoor te los in die veld, en jy sien die spoor en jy herken die spoor, want jy weet hierdie spoor is daai tipe dier, of is daai tipe dier, of is 'n voël. Jy herken hom aan sy spoor. So moet ons wat die kinders van die Here is, moet ook 'n spoor los, dat almal wat ons volg, kan sê, ek weet wie die geloop, en hierdie man of hierdie vrou is 'n bloedgewaste, geredde kind van die Here. Hy is gered, hy is vry, hy los 'n wonderlike spoor van vreugde, van liefde. Ek het 'n lieflike ding gehoor die naweek, wanneer iemand van jou praat, en wees dan maar vanaand eerlik, maar moet dit nie hardop sê nie, vra dit vir jouself. Wanneer mense van jou praat, wat sê hulle? Wat praat hulle van jou? Gaan hulle goeie praat, of gaan hulle slegte praat? As jy uit die dorp uittrek na 'n ander stad toe, of 'n ander dorp, en jy's weg daar, wat los jy agter? Wat sê mense van jou? Gaan hulle graag wil hê, jy moet weer terugkom, of gaan hulle so bly wees, hulle gaan dalk sommer 'n partytjie jou, jy's weg, hulle is ontslaaf van jou, van hierdie ou suurknol, of dalk hierdie man wat hulle by mekaar hou met liefde en gebed, en vir by hulle wees, en vir hulle versorg. Dink daaraan, antwoord jouself in eerlikheid, wees opreg met jouself. Dit help nie gaan vir jouself jok nie, dit is bietjie baie dom om dit te kan doen. Jy kan vir ander mense jok, maar nie vir God nie. Maar hoekom nie vir jouself ook? Hoekom nie eerlik wees nie? Wat los jy agter? Waaroor praat mense van jou, wanneer jy nie by is nie? Goed, ons gaan aan hierso. Dit is julle redelike godsdiens, om aan God welgevallige offer te wees. Ek word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Ons is tog anders. Ons is tog nuut gemaak. Die dag toe jy in die doop ingegaan het, het jy 'n begrafnis gehad. Die ou mens is gesterwe en die nuwe skepsel het opgestaan uit die water uit. Die nuwe mens. Alles is nuut. Jy kan nie meer teruggaan na dieselfde dinge toe waar jy by was nie, want dan was die doop vir jou verniet. Dan het jy jou tyd gemors en God se tyd. Wanneer ons deur die doopbad kom en ons staan op aan die ander kant, dan is ons nuwe mense, nuwe skepsele van God. En ons het 'n nuwe lewe. Daardie lewe wat hy hierso praat van heilige en aan God welgevallige offer. Want dan lewe ons nie meer vir die wêreld nie. Ons het die wêreld verdrink. Ons het opgestaan in Jesus Christus. In sy naam lewe ons verder. En ons gaan beproef die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God. Ons gaan tog volgens sy wil lewe. En soos hy gaan strewe om te wees. Is dit nie eintlik maar waaroor die hele doop dan gaan nie? Hierdie tyd jaag my aan. Ek wil gou weer kyk, Romeine 13 en 14. Laat ons welgevoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, in ontug en ongebondenheid nie, in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Draai om van die wêreld. Wees nie meer deel van hulle nie. Ek sluit gou af met hierdie wonderlike vers wat ek so mal oor is. 1 Timoteus 1 vers 17 en hy sê, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Mag julle 'n wonderlike week hê. Wees geseën.